Ons is by dag 3 van ons week van gebed. Ons gebed in gemeenskap en gemeenskap in gebed. Ons teks hierdie week is die teks van Handelinge 1, vers 1 tot 11. Ons reeks se naam, 'n lewe tussen die wolke. En dit gaan juist daaroor, ons lewe in 'n tyd tussen toe Jesus opgevaar het na die hemel en in 'n tyd wanneer hy weer sal kom op die wolke. So tussen die wolke leef ons. En op die 3de dag van ons week van gebed, dink ons na oor ons bedieninge, juis vanuit 'n plek dat ons die mense in ons gemeenskap raak sien. In 'n broederlike brief van Prof J.A. Heinz van 1994 skryf hy oor ons ekumeniese diens. Nou julle sal al baie in die gemeente gehoor het dat ek praat oor dat ek is deel van die beweging binne die kerk wat ons die ekumene noem. Met ander woorde, die verhoudinge tussen gemeenskappe van gelowiges wat bietjie grense oorskry, waar ons brûe bou, waar ons saam met ander gemeentes en gemeenskap van gelowiges wat baie keer anders lyk en dink as ons, saam dink oor die kerk in die wêreld. En alreeds in 1994 het Prof Heinz eintlik hierdie profetiese stem gehad oor die belangrikheid van die ekumeniese kerk in die wêreld en dat dit die kerk is wat uiteindelik die verskil gaan maak. As ek Handelinge lees en ek lees ook in die ander evangelies die verhale van die uitstorting van die Heilige Gees en nie net die hemelvaart nie, dan besef ek net elke keer dat dit was van die begin af die Here se doel. Toe die Here Jesus Christus se Heilige Gees oor ons uitgestort het hy die Gees oor almal uitgestort. En dat daardie Gees vir ons die vermoë gee om ook ander tale te kan praat, om in verhouding met ander mense te staan. In daardie tyd sou dit juist so wees dat die mense daar in tale sou praat, wat ook die volke wat van buite af ingekom het op daardie dag, die evangelie kon hoor en kon verstaan. Ek snak sommer na my asem as ek daar praat, want ek raak so opgewonde daaroor. Die wete dat hierdie evangelie is nie net vir my nie, hierdie evangelie is vir almal, en die Here wil almal daarbey insluit. Daarom trek ek ook hierdie broederlike brief van Prof Heinz nader in vandag se nadenke. Want hy skryf en hy sê dat die gelowige in die totale wêreld, dit wil sê in alle kerke, kom uiteindelik binne die gesigveld van die kerk en met die name van die NG Kerk wat sy taak in Suid-Afrika met verantwoordelikheid wil vervul. En dan sê hy, ons sal ons hart moet open vir en ons hand moet uitsteek na elke ander gelowige. En dan sê hy verder, in elke ander ware kerk van Christus. Waar daar in die wêreld ook al kerk is, daar sal ten spyte van self ons konvensionele verskille, ons innerlike drang na kontak met ander kerke aanwesig moet wees. Hierdie drang spruit ten diepste voort uit die wese van die kerk en uit die aard van die onderlinge gemeenskap van mense wat in die kerk van Christus glo, liefhet en uit hom ook wil lewe. Suid-Afrika het 'n behoefte nie net om gelowiges in kerke te sien en te hoor nie, maar om hulle ook saam te sien en saam te hoor. Dit sal niks minder nie as 'n aanskouend les vir versoening vir die wêreld en met die name van gelowiges wees. Die NG Kerk sal meer as ooit van tevore sy ekumeniese roeping ernstig moet opneem.
Want in die mate waarin hy daarmee erns maak, sal ook sy eie geloofwaardigheid groei. Nie net as kerk nie, maar met name as kerk wat steeds vorder op die weg van sy eie heiligheid en dus op die weg van groter diensvaardigheid. So as ons dink oor ons verskillende bedieninge in die gemeenskap, moet ons ook so bid dat hierdie bedieninge nie net in ons kerk grond sal vat nie, maar dat ons ook so sal bedien, dat ons ook in verhouding met ander gelowiges in diens sal wees. Uit ons boek waarmee ons besig is van Koenie Burger oor gemeentes in die gemeenskap, wy hy 'n hele hoofstuk aan die konteks waarin ons gemeente is. En wanneer hy praat oor die konteks, dan vra hy die vraag: wie is die naaste wat ons uiteindelik nodig het? En as hy praat oor ons naaste, dan sê hy: wie is die naaste by wie ons nie kan verbygaan nie as ons saam bid? Wie is ons naaste by wie ons nie kan verbygaan nie? Die evangelie gaan nie net oor tye en sake of kommunikasie nie, maar dit gaan oor mense. Ek gaan lees weer die teks. Die Here Jesus Christus het opgevaar na die hemel en hy kom weer op die wolke vir mense soos ek en jy. Met ander woorde, ons moet leer om mense raak te sien. Ons moet met die bril van die evangelie van liefde mense raak sien. Daarom, as ons vandag bid vir elkeen van ons bedieninge, dink aan jou naaste. Bid vir rentmeesterskap wat jou naaste insluit. Bid vir die omgewing wat jou naaste raak. Bid vir die mense in armoede, vir ons barmhartigheid, vir juis ons naaste. Dink aan ons bejaardes, ook ons naaste bejaardes. Dink aan ons naaste gesinne, ons naaste jeug. En mag ons saam as gemeenskap van gelowiges die woord van die Here aanhou bedien, sodat ook ander tot geloof sal kom. Want as jy weer Handelinge gaan lees, dan sal jy besef dat die belangrikste van hierdie teks is, dat al meer mense hulle sal bekeer en sal glo dat die Here ons enigste Here is. Amen.